Weet jy wat gaan my ontsettend bly maak? My eie winkel. Ek is ernstig. Jy het mos na daai winkelspasie wat oopgaan. Jy is verveeld. Dan soek jy 'n speel dan. Oor 'n maand is jy moeg daarvoor. Ek ken al die roetine. Nee, die keer nie. Ek wil iets doen wat die moeite werd is. Dis 'n reuse smokkelnetwerk, nie so ek vermoed het. En jou vriend, Jason, is een van hulle. Maak dit dan vir my duidelik, Jason. Smokkel jy of nie? Dis 'n eenvoudige vraag. Ja. Ek is 'n poacher. Ek oes pearlies vir geld. Iemand gebruik hom as 'n trawant om perlemoen te stroop. Hulle verkoop dit in die Taiwanese vir efedrine en maak die iemand? Dis die $1 miljoen vraag. Baas Greef, Phil, wag so 'n bietjie. Kom ons gepraat dis nie vir jou wie ek soek nie. Ek wil persoonlik die man wat hierdie gemors in ons dorp oopgevlek het. Sal skit. Wat maak ons met nou die pearlies? As dit ontvries is als moer toe. Jou kop daaroor breek nie, man. Ek het klaar ander stoorplek in gedagte. Jy was ons so gekant en idee wat jy van plan verander. Weet ek het baie daaroor gedink en miskien is die winkel presies wat jy nodig het. Maar net oor 2 weke na my toe kom en sê jy is verveeld nie. Nooit. Ek gaan 'n groot sukses maak van jy gaan sien. Op een voorwaarde. Die winkel is jou, daar kan jy maak net wat jy wil. Maar ek wil die buitekamers gebruik as 'n stoorkamer. Wat wil jy stoor? Werd hierdie plek verrenoveer. Lizzie moet in elk geval van bo tot onder skrob. Ek wil nie hê my klante moet sit en grill as hulle koffie drink nie. Dag jy sê dit gaan 'n dekorwinkel wees. Een deel wil ek inrig as 'n koffieshop met 'n paar stoeltjies. Dan kan Grumpy man soos jy sit en koerant lees terwyl vrou lief shop. Jy praat asof jy oorval gaan word. Hey, is dit nodig om so negatief te wees? En nie met ander gaan misluk. Ek het hier nou 'n kans gegee, het selfs 'n budget uit my uit. Het is my droom vol. Gaan jy nie teleurstel nie, beloof. Onthou net ons ooreenkoms, hè? As ek my sin kon kry, het ek haar buitekamer gesloop en dit in die mooiste binnenhof omskep. Hey, dis my space. Ja. Hey, dan weg. Ja, ek sal seker 'n finansiële bylaag oorweeg, maar ek erken is nie my gunsteling onderwerp nie. Maar jy was dan vir jare lank 'n makelaar. Jy is dan vir jare lank 'n lektor. Hey, we made a Cape Town top newspaper. Well, not really us. You. And you have your own byline, Kos. Congratulations. Swart dag vir swart water. Die Suidooster het nog altyd 'n bietjie vir 'n sin vir die melodramatiese gehad. Lyk my hulle het jou artikel nogal 'n bietjie gesny. Punt kom oor, is wat saak maak. Isn't there an unspoken rule that we should go out for lunch or something? That sounds like an excellent idea. David? Well, Faith has unfortunately spent all our money from our non-existent entertainment fund when she refurbished the ladies. Well, it looks better. Except for that leaking toilet, though. Ek kan die ou wat ons geyser reggemaak het aanbeveel. Philip sal sy eie manne stuur. Philip, soos in Philip Stein. Hy besit die gebou. Is daar enigiets op Swartwater wat die man nie besit nie? Look, at least the newspaper's independent. Yep, and let's keep it that way. So, enough of the chit-chat. Kom ons gaan werk.
Is julle reg vir vanmiddag? Kroon is opgeleid, meneer. Sorg dat niemand julle sien nie. Hey, vrou mag nooit uitvind nie. Nee, ek en Junior praat eintlik hier, so as jy 'n probleem het. Mooi. Water is ysig. Steek pa my vir 'n breakfast. Jou pa eet by die huis, daar's nie tyd om 'n eetplekke rond te lê nie. Since when? Pa's die baas en ek het al die tyd in die wêreld. Ek gedink ek gaan jou sponsor om soos 'n sleg moer by die huis rond te lê, jy groot fout gemaak. Jou vakansiewerk begin vandag. Great. Daar's 2 seefronthuise te koop. Met 'n bietjie panel beating kan se vir vet wins verkoop. Nou, jou enthousiasme is verblydend. Maar jy kan nie 'n eienaam ontwikkel as jy nie weet hoe die gebou werk. Hy speel daar by die koerant, hulle kla oor hulle toilette. Gaan sorteer dit uit. Is Pyp van Sade nog op die dorp? Ek sal hom sommer stuur. Ek kon dit gedoen het. Rol jou mou op en gaan doen dit. Sal hoe jy gaan leer. En gaan trek en pan. Pak vir my hierdie stoel en ry teen die muur af asseblief. Okay, wag so 'n bietjie, dit gaan heeltemal snaaks lyk. Probeer hierdie kant. Sorry julle, het ek net gou vir 'n oomblik dink hierso. Hi. Karen, hi. Dis wonderlik om jou te sien. Ek het jou raad nodig. Welkom in my winkel, by the way. Dis nog in wording, maar hoogtans. Lekker spasie. Dit is. Die probleem is net, waar begin ou? Waar sit hierdie coffeeshop? Jy enige idees? Die kombuis is agter, so ek sal jou tafels daar sit. Ja, maar gaan dit nie aardig lyk as 'n ou probeer koffie drink daar agter in die kombuis nie? Ek kan 'n mooi skerm voor die kombuis sit. As jou tafels voor is, moet jou kelners altyd deur jou ander klante beweeg. Weet jy wat, jy is heeltemal reg. Toe, jy het mevrou Greef gehoor. Sit maar die stoel daar kan. Wanneer het die winkel gebeur? Dit was 'n gelukkige sameloop van omstandighede. Maar nou is ek soos 'n hondjie wat 'n bus gevang het. Ek kan jou help mee uitlig as jy wil. 2 koppe is beter as 1. Wie weet, dit sou wonderlik wees. What are you doing? Trying to fix the toilets. Well, could you put on, like, a sign on the door or something? Sorry, but this is a first for me. Okay, listen, why don't you try to close the tap, and then that will stop the water from coming out. I'm trying, but it's stuck. Here we go. Try this. Thank you. Yeah, well, I'm trying to help you speed up the process. Yeah, don't worry then. The little golden room will be all yours in no time. Yeah. Môre. Hallo. Mevrou Steen het gesê ek moet kom skoonmaak. Ek's Karen. Elisabeth. Aangenaam. Môre, daar's 2 bokse skoonmaakgoed agter in my kar. Terwyl jy skrob, gaan ek en Karen gaan kyk hoe ons hierdie stoele gaan pak. Ek help jou gou dra. Ek's nou terug. Pyp is geconnect. En nog nie direk knyp. Ek's amper klaar. I won't hold my breath. Oh, ye of little faith. Get it? My real name is Riella. Oh, ye of little Wilhelwa. Werk nie. Net so pateties is my poging met die flipping flushing unit te vervang. You talk way too fast. All I heard was flipping flushing unit. In short, I'm no plumber. I could have told you that. Ja, dis my pa se poging om my te probeer motiveer of my te wys wat also by wag. Some bulletroos. So you do care? No. It's just that I'm sick and tired of going to the garage bathroom. So if you could kindly hurry up, that'd be great. Dankie dat julle so laat gewerk het. Jy het regtig baie goeie oog, Karen. Ek was 'n binnenshuis versierder. Maar geen wonder nie. Maak jou prys. Ek betaal met 'n smile. Nie geld vat nie. Ek drink aan. Okay. My man sal nie kla nie. Hy maak jy so fortuin by die koerant nie. Dit herinner my, ons moet die Oeverberger melk vir publisiteit. Yes. Karen, thanks Engel. Baie dankie. Ek hou van jou handsak. Baie dankie. Hy het gister dit vir my gegee.
Is dit waar jy vandaan kom? Ja, long time ago. Okay. Ek sien. Bye. Alright, goeie job, manne. Hulle het met niks, right? Hulle dink is frozen fish. Julle weet van niks. My baas haat losbekke. Een nou waterlekkie. Sien jy kans vir die res? Bring it on. Mooi. Goed, die toilet is reg, maar die kombuis se mure lyk maar oes so. Dit kort 'n paar lae verf. Black. Nee, Plan jy 'n trip? Al die kaarte. ag, ek probeer meer leer oor die omgewing. Dis baie plase. Jy doen baie moeite vir iemand wat net tydelik by dorp is. Die oomblik ek is nie omgee om permanent hier af te pak nie. Jou lewe in Johannesburg het vaarwel te roep. Ek het journalistiek geswat. Dis my passie. Ek besef dit nou weer hier. Gepraat van. Ek sien die Suidooster het jou storie geplaas. Nie goeie publisiteit vir ons dorp nie. Pleintjie vir jou. Ek skryf maar net oor wat om my aangaan. Verstaan. Jy doen net jou werk, hè? Dit kan echt frustrerend wees om die plaaslike kermis en hengelkompetisie te moet dek, hè? Nee, hier's ernstige goed ook. Die perlemoenstropery, tikverslawing. Wat se storie is nog daar? Ek dog dis gedoen. Nee, dis maar net die begin. Ek glo om Hans Breiner se notas gaan my uiteindelik lei na die meesterbrein toe. Wat kan meer bevredigend wees as dit? So 'n bek verdien dit op. Kandas. Nog 'n bier vir die man. Ons moet besluit watter klere ons vir die winkel wil gebruik. Weet jy, ek het volle vertroue in jou. Jammer ek kan nie bly nie, maar ek het 'n belangrike afspraak in die Kaap en ek kan dit nie kanselleer nie. Sterkte. En nou sit ek. Karen kan dit mos sonder haar doen. Jy gaan my help. Gee my jou eerste indrukke. Ek hoop van die blou. Die is bietjie vaal. Okay. En mevrou Annie sal van hier doen met baie bling. Sy is nie nou hier nie. En ek hou ook van die blou. Die laaste ding wat ons wil hê is dat die winkel 'n replika van Annelien se huis is. Ek verstaan nie daai painting in haar sitkamer nie. Dit is die lelikste ding op hierdie aardbol. Ek het amper 'n beroerte gekry toe ek dit die eerste keer sien. That's baie expensive. Duur en stylvol is twee verskillende goed. Okay, ek kry vir ons tee, dan spring ek en jy in die werk. Okay. Oh, for crying out in a bucket. My humiliation knows no end. At least I'm not on the ground this time. Okay, so just so I know, how long is it going to take for us to get our kitchen back? Well, I've strict orders to be done by the end of the day. Good. Any chance of a cup of coffee while you're down there? I'll be back. Is dit 'n belofte of 'n dreigement? Dat ek jou ophou nie. Môre kan ek met Evert Simon praat. Ek wou net weet hoe lank is ons op 'n reis en nog op ys meer.
Jy sê maar nie my aanjaag nie. Ek probeer 'n ander plan maak. Dis net ek moes weer klomp geld stuur vir my kind se foster maar. Byt vas. Die oplossing is nader as wat ons dink. Evert, Philip Stein. Slaan my dood. Het jy al leer rugby speel? Ja, dis danksy al my tackles dat jy so baie drie gedruk het. En by ons volgende reunie dan sal ek saam met jou lieg. Hier is ek. Ek bel jou om jou guns te doen, maar as dit jou houding is, dan... Ja, wat se guns nogal. Jy vir my storie. Amper net so goed. Ons sit hier met 'n koerantman op swart water, wat ek dink 'n aanwinst sal wees vir die Suidooster. Ken jy vir François Greef? Ja, ons het 'n storie van hom gedoen. Goed so. Hy is in die mark vir 'n beter pos. Jy het ons laas geklaar dat jy verloor joernaliste. Ja, jy lei hulle op en dan gemaak hulle naam oor see. Natuurlik verkies ons groot baas dat ons nie die poste vul nie. Jy sien François, hy's 'n goeie vriend van my, né? Ek het gewonder of jy hom dalk ietsie kan aanbied. Wel, dat hy aansoek doen vir 'n pos en sy CV saamstuur. Maar jy weet mos hy kan skryf. Moet hy regtig eers aansoek doen? Goed, ek sal hom bel van 'n onderhoud, as dit sal help. Beslis. Dankie juffrou. Hey, luister. Ons 'n bietjie plaas toe gaan, hè. Daai jaggeweer van my is besig om op te roes. Ons maak so. Cheers hoor. Do you have an extra brush? Why? Because I want to put makeup on for you. Why do you think? You're an angel in a dust coat. I'd like to get rid of you as soon as possible, and if this is what I need to do, so be it. On one condition, though. No talking, no sound. Ja, maar jy's hard op 'n man, hè? Ek probeer my sanity hou. Sure, so jy kan Afrikaans praat. I thought I said no sound. You know, I'm not the guy you think I am. You don't want to know what I think about you. Trust me. Let me take you out for dinner tonight and I'll tell you all about Vannersteen. To be clear with you, chance of me ever going on a date with you are about as slim as hell freezing over. Well, so given global warming and all that, we're looking at a maybe? Dit moet die verkeerde adres wees. Nie volgens die afleweringsnota nie. Dit werk glad nie met die res van die winkel. Ja, dan moet Karen dit vir mevrou sê. Die kliënt is altyd reg, al is sy hoe verkeerd. Ai, dis mos lieg. As jou inkomste daarvan afhang. Maar Karen doen nie die werk vir geld nie. Op waar? Ek geniet elke oomblik. Toe ek vanoggend opstaan, was my kop vol idees. Ek het nie dadelik gedink aan my probleme nie. Hier is 'n Louis pas in 'n nagmerrie gewees. Dit my yskas gebring. Om te verkoop of te gebruik. Ja, te gebruik natuurlik. Ek het dit by 'n antieke winkel gekoop. Werk die ding ooit? Natuurlik. Plak hom en dan kyk jy. Die kleur en die styl. Ek weet nie werk jy regtig vir die res van die winkel nie. Ja, maar verf ons op. Maak 'n feature af. En in elk geval dit moet 'n vintage feel hê. Dis nie wat ons gister bespreek het nie. Sien jy, dit is 'n droom. Stank soos 'n slaghuis. En dan moet jy 'n bietjie begin skroop, jong. Ons het gister gepraat oor skoonlyne. Ja, ek het dieselfde look and feel borde raak glo by die plek. Kyk net hier. Pas presies in by die tuin. Eklekties, maar styl. Ja, okay, ja, ek meen, ons kan seker daaraan werk. Ja, en die goeie nuus is ons het almal die naweek af. Maar daar's nog baie werk. Ek sal die hele uitleg moet verander om te pas by die. Ek sloof my nie af oor 'n naweek nie. Ons het almal rus nodig. O, dit herinner my. Ek het die mooiste skildery gekoop en dit lyk presies soos die een in my sitkamer. Ek gaan haal gou. Plan B. Ja? Compromise. Jo, Karen. Come on, I don't have all day. Why not? Everyone has to eat. Well, I need to go cook for my folks. Okay, let me just buy your Good chocolates. night, Werner. Hey, Jason. Oh, yeah.
man, deesdae met die lanies uit, né? En sy drome. Sy klong is lekker vol van homself. And he's so arrogant, got vision of smashing his skull in. Hierdie is perfek vir die winkel se opening. Ek het die mees fantastiese butiek in die waterfront ontdek. Dit was 'n aanslaan. Vol. Ja, hy lyk baie nice. Vir wat skop jy nou die bal? Waarvoor probeer ek nog, Dit is nie so touchy, hè? Kom sit hier so by my. Kyk so, kyk daar. Ek moet goed lyk vir hierdie winkel en ek het nuwe uitrustings nodig. Skoene alleen kos 'n fortuin en dit het 'n groot hap uit my begroting uitgevat. Nee, maar nie vergeet ons voorraad nie. Wat help die winkel is leeg. Ek het reeds al die voorraad aangekoop. Dit was net baie duurder as wat ek gedink het dit gaan wees. Wat? Ek luister mos vir jou. Om hierdie winkel te laat werk gaan 'n klomp geld kos. Karen het regtig baie goeie idees, maar Wat weet Karen? Sy was 'n topontwerper in Johannesburg. Jy het alles goed gedoen. Miskien net alles gehoop nie. Wat soek die greefs nou eintlik hier? Rus en vrede. Kan ons asseblief nou by my begroting uitkom? Hoe gaan ek jou leer van besigheid as ek jou aanhou instop? Maar jy leer my mos nou. En ek is so baie dankbaar. Voor ek vergeet, ek het sulke trashy, slinky onderklere gekoop. Presies die tipe waarvan jy hou. Nee, nee, dis. Vat jou tyd. Is alles oké so, Tannie? Ek wou net een gehad en kyk nou die gemors. Ag, dis mos nie die einde van die wêreld nie, kom met enigiemand gebeur het. Sê vir my, wat moes Tannie nog alles koop? Jam was die laaste op die lys. Ek het spesiaal vir Sammy gekoop. Weet ook nie hoekom is dit. Ding was amper nooit by die huisie. Bly Tannie ver van jou af? Nee, hoekom? Gaan so lank huis toe dan sorteer ek al so vir Tannie uit en ek bring Tannie se groceries. Hoe's daai? Maar ek kan mos nie dit verwag nie. Dis right en Dottie. Ek sal vir hom wys waar jy bly. Ek kan so lank gaan. Sal ek seker maar die geld moet uithaal? Los dit nou eers, Tannie. Ek sal betaal. Maar jy is daarom te dierbaar. Dankie. Sal jy met ons kom vir tee en appeltaart? Ek het vanoggend vroeg gebak. Reg so, Tannie. Sien 'n bietjie later. Bye. Sy het per ongeluk hele rak jam omgestamp. Ek sien. So what happens? Do you undergo a personality change when you see helpless old ladies? Even idiots have their moments. Look, just give me the address. You don't have to put up with me. It's fine. I'm sure I can survive this one trip. You'll have to make it up to me, though. Over dinner. Oh, this for you. Thank you. Ek het met 'n splinter nuwe strategie opgekom. Ons kan selfs aan 'n dienste yskas inkorporeer. Ek het so hard gewerk aan Johannesburg ook. Hier is anders. Like jy iets? En nou, lyk my die krag is af. Ons vir die naweek getrip het. Ja, was daar in Tikkies. Ek het geweet dit is moeilik iets soek. Wat is daai reuk? Sien die yskas net, ryk so sprot vis. Das bin beter. Dis nie die dasbin nie. Maar dit die stoorkamer is. Kom ons gaan kyk. Karan, maybe it's the toilet. Oh, ek weet nie. Sien. It's the next one. Karen!
Karen, Elizabeth. Hey, wat ek beskrik vir die voordeur oopgaan en ek sien julle nie. Ai, Goeie hemel, wat stink so? iets vrot hier binne, het jy 'n sleutel? Vulle hier as 'n sleutel. Maar weet hierdie kom uit so deur. Vir mense kan dit hou nie. Ja, kom ons gaan wag binne. Vol? Hey, dis ek bel my asseblief dadelik. Ek het spesiaal gereël dat Juliana vandag na die winkel kom kyk. Die ontwerper van die Kaap. Ja, ek wil haar klere hier aanhou, maar met daai stank kan jy niks doen nie. Elizabeth, hoor gou langs aan of hulle 'n foonboek het. Ek wil 'n slotmaker hier kry. Jy sal 'n elektriesien op met bel, die krag is af. Ja, een ding op 'n slag. Die winkel is nog nie eens oop nie. Voor volgende naweek begin Stanford se Fresh Country Market en Gansbaai se Fish Bash is Vrydag. Ek sal Gansbaai doen. Reg so. Feit? Yes, I'll be there. Maison. It's a restaurant in Greyton, isn't it? They're thinking of doing a review? I could if you wanted me to. No, I think rather stick to the Stanford market. I know, Prof. So, will you be taking Junior? What? I mean, you guys did a great paint job, so maybe you can become like a package deal. Oh, please. No, really? Huh? Why not? Burger David hy samen? Middag meneer, ek skakel namens Evert Simon van die Suidooster. Ek neem aan uit my artikel oor yskriege gekry. Ek weet nie daarvan nie meneer. Hy het gevra dat ek François Greef by die Oeverburger skakel. Verband waarmee? Meneer Simon wil hom vra om in te kom vir 'n onderhoud. Hy is nie nou hier nie. Maar stuur die besonderhede aan na redakteur@oeverburger.co.za. Ek sal sorg dat hy die boodskap kry. Nee. En hierdie plek gebeur alles ons altyd eers oormôre. Dag sê. Smitty van Smitty en Seun Locksmith. Is ek by die regte plek? Ja, jy is en die baba? Ekskuus man, my vrou is so siek soos 'n hond. Ek moes maar vir Gabby saambring. Maar nie waar nie, sy is als gewoond. Meneer moet die baba hier los. The smell is bad daar buite. Ja, Karen sal jy na haar kyk asseblief. Ja. Nog 'n guns asseblief. Daar was 'n bottel hier in, maar hy's leeg. Ek het nie tyd gehad om te stop vir sappie. Ja, Elizabeth sal kry. Kom, ek koop net jou skerpste skroewedraaier saamgebring. Daai stank al buite is vieslik. Geen mens kan dit hou nie. Jy kan nie glo wat daar aangaan nie. Ek spoor. Mens sukkel om te konsentreer met die stank. En al die vrieskaste. Wat betek jy? Dis die eerste keer wat ek dit sien. Dis net vrotvis wat so kan ruik. Kan jy vir my hier oorpak asseblief? So. Al die vrieskaste vol paggenboedels, is dit nog miljoene rande. Is alles weg? Ja, Karen is aan niet terug. Ik breng haar bottel.
Julle klomp stadsjapies, julle het vergeet 'n proep. Vars skreef. Volgend getrek, met komplimente. Baie dankie. Goed om jou te sien. Ek wil net kom dankie sê vir wat julle vir François doen. Ek het niks te doen nie. My assistent het gebel. En? Wanneer kom jy jou sien? Ek het nog niks van hom gehoor nie. Dalk stel hy nie belang nie. Nooit gesien nie, man. Ek sal sy selfoonnommer die ander kant vir jou stuur, dan kan jy sommer direk bel. Wat is jy so angstig om die man nie te kry? Nou, soos ek gesê het, François was 'n baie goeie vriend van my. Kom nou vol. Ons ken mekaar al van Kruiwenweek af. Met jou gaan dit gewoonlik oor die halsbandjie. Jy by. Sy vrou het my kom sien en sy vermoed dat hy 'n verhouding het met iemand op die dorp. Ja, sy mooi vrou my 'n guns kom vra. Nee. Wie sê ek om nie te sê. Nou kom ons al nader aan die waarheid. Weet jy, dis nou nie meer snaaks nie. Ek moes reeds vir Juliana kanselleer. Want anders kan ons nie goed kom verwyder. Vol moet dit doen. Ek soek nie die gesondheidsinspekteur op my nek nie. Dis ambulance so dit wees. Er was probleme met die vorige huurder. Nee, wat Bertus is te slap gehad om so iets te organise. Sê, ek's op my bicycle. Sorry, cash only. Ek het nooit kontant by my nie. Ek het, hoeveel is dit? 350. Gee hom Karen, ek sal jou reg maak. Is reg. As ek. Baie dankie. Nou ja. Baie dankie dat julle so mooi gekyk het na my meisiekind. Baie. Tata. Tata. Ja. Ja, ek sal beslis ernstig oorweeg. Ek vind so sprekend. Goed. Ja, dankie. Ek waardeer die oproep. Cheers. That's a smug look if I've ever seen one. Evert Simon van die Suidooster het my nou net genooi om te kom vir 'n onderhoud. As in the editor. Can you believe it? Actually, I'd be relieved to see you go. I mean, it's hard to shine with someone of your caliber around. Het ek iets gemis? Nee, is net 'n werksonderhoud. He's being modest, Prof. He got a call from Everett Simon to do an interview in Cape Town. Anyway, my work here is done, and I was hoping that I could leave early. Yes, of course. Be good. Always. Dit is groot eer. Geluk. Hulle het glo 'n boodskap gelos met jou en 'n e-pos gestuur. Ja, nou onthou ek. Wat jy beplan om my te sê? Ek wil jou 'n guns bewys. Hoe so? Ja, hulle was op soek na 'n François Greef. Iemand wat nie bestaan nie. Nonsens. Hulle het 'n artikel van my onder jou skuilnaam. Ek wou jou identiteit beskerm en in ruil daarvoor verwag ek 'n mate van lojaliteit. Ek voel lelik in die gesig gevat dat jy nou ewe skielik iewers anders wil gaan namaak. We deserve a medal for surviving that stench. And for our patience with the owner. Niemand kan haar beskuldig dat sy haarself ooreis nie. Sonder hard werk kom nêrens. Behalwe as jy Annelien Stein is. She's paying for other things, you know. Hoe bedoel jy nou? Ek mag nie judge nie. I'm not walking in her shoes. Well, anyway. Oh, man. Oh, well. Oh, Karen, nkosikazi ka Frans. Faith, my youngster. Hello. Hi. Ek wil net say your husband is amazing. Thank you. Mama, I'm going on a date. Nabani? Mama. Nice meeting you. Bye. Zeg jy haar pag is haar daai een. Ek sien uit om te ontmoet. Dis ook nie net. Oh.
Waar's jou ander kinders? 2 older girls, both married, back in Beaufort West. Nou hoe het julle hier opgeëindig? Daniel had a job op 'n building site gekry. Faith was nog klein. Then there was an accident. A wall fell over him. Oh, Karen, I am so grateful that my husband is still alive. Ek weet nie of jy dit reg om so positief te bly nie. Because I have so much to be grateful for. Utatomkhulu, no, ma'am. Ja. Die ene is Bonisiwe. Sy's 5, die oudste. And this is Katie, the charm of the family, of Vuyani. I'm the baby of the family. Vuyani. I see you miss having your own child. I saw that earlier with little Gabby. Sorry, it's not my business. Nee, dis is 'n lang storie. Miskien eendag sal ek jou vertel. Whenever you're ready. You know, it's bad when it's rush to go. I'm not even ready yet. There's been a slight change of plan. What? Come on, I knew that you don't have a friend at La Mansion. No, we have reservations. Problem is I won't be able to make it. Wow. All this and now you're going to stand me up. Well, you know that pink place in Ocean View Drive? Well, my father gave me a huge sanding job and, well, I'll have to work through the night. Okay, Vanna, enjoy work. Antwoord jy glad nie met jou foon of ignoreer jy nou net my oproepe? Ek was die hele dag in die Kaap besig. Moenie met my strooi praat nie, vol. Gaan dit weer een van daai hande wees. Jy het geen idee wat se krisis losgebars het in die winkel vandag nie. Welcome to the real world. Ek praat van die winkel se stoorkamer, jou stoorkamer, die hele plek staan vol vrot perlemoen. Waar kom jy dan? Ek het dit met my eie oë gesien. Jy sal ek daarvan hoor. Wat soek jy goed daar? Hoe moet ek weet? Seker die vorige huurder. Die hele plek staan vol vrieskaste en dit stink tot in die straat. Maar hoe is dit moontlik? Ek dink jy goed gevries. Krag het getrip. Dit was 'n ou gebou. Maar as jy goed nou het jy dit laat vernietig. Nee. Ek wil hê jy moet dit sien voor ek die polisie laat kom. Hulle het ander dinge om te doen. Daai goed is miljoene rande werd. Wie sien dit ook al is gaan terugkom daarvoor. As hulle dit nie kry nie, gaan hulle dit by my kom soek. Polisie is my enigste oplossing. Hulle gaan nooit daai mense gevang kry nie, so hou die gereggie uit. Ek dobbel nie so met my lewe nie. Daai skurke hoort agter tralies. Dan moet hulle my ook kom arresteer. Sien is my perlemoen. Ek kan nie glo ek is al 14 jaar met 'n common krimineel getroud nie. Jy weet, is ironies iemand soos jy met jou agtergrond om die woord common so maklik te gebruik. Los my familie hier uit, ten minste is hulle eerlik. Waarom gaan sukkelaars? Ek weet, as dit nie vir my was, het jy nog steeds in die gopse gesit en krepeer. Geld kan nie styl en klas koop nie, vol en dis iets wat jy nou hele lewe nooit sal hê nie. My vriendin. Ek sterf 10 dode as hulle uitvind hiervan. Jy vergeet, dis my geld wat een van hulle gemaak het. Jou vriendinne sal nie eens na jou gekyk het, as jy arm was nie. Hoe leef jy met jouself? Alles wat jy gekoop het, is met gesteelde geld gekoop. Wel, as jy so moreel daarteen gekant is, hoekom bel jy nie die polisie, dat hulle my kom haal nie? Toe bel. Moenie my tarf nie. Dan net een ding. Al die duur klere, die kluis vol juwele, die pragtige huis, die townhouse in Bantry Bay, die winkel, selfs die geld wat jy mors op die Klaasie operas waar jy gaan. Alles uit my besigheid uitgesponsor. So,
mag dalk met 'n common criminal getrou het. Maar jy moet jouself die vraag vra. Is jy bereid om die kans te vat om terug te kruip na die hoel toe van waaruit ek jou bevry het? Cheers, my pop. Wie die hel dink hy is, om my te staan en dreig? David lyk nie na die tipe ou wat hou van konfrontasie nie. Dis al niemand persoonlik antwoord nie, maar die implikasie was duidelik. As ek selfs nie daaraan dink om te gaan hy vir almal vertel presies wie en wat ek regtig is. En jy seker het hom nie verkeerd verstaan nie? Nee, dit was duidelik. En ek gaan meer oor sy ego as enigiets anders. Sê jy graag die pos wou hê? Maar ek weet nie of ek regtig ver gaan as 'n joernalis hier in Swartwater nie. In die begin, ja, dis 'n welkome afleiding, maar nou Met jou pas jy herontdek en is jou droom sit vas. Oor 'n leuen wat ek op die ingewing van die oomblik vertel het. ek kon ook aan iets gedink het om ons daar uit te kry. Ons wou anoniem wees. Jy het toe gekom om weg te kom van almal en alles. En dis hoe ek gaan bly. Miskien se tyd dat die waarheid uitkom. Ek moet heeltyd versigtig wees wat ek sê vir ingeval ek my mond verby praat. Mense probeer uitreik na my toe, maar kan nie heeltemal eerlik wees nie. Het jy vergeet hoe dit was? Die manier wat mense na ons gekyk het. Die pers wat ons persoonlike lewe oopvlek, die morbide nuuskierigheid, die simpel vrae, die valse simpatie. Ja, okay. Nee, ek sien pragtig 'n kans om weer deur dit te gaan nie. Bly soos dit is, hoor jy my? Karen, kyk vir my. Okay. I must be hallucinating. I'm seeing the girl who hates my guts with some ice cold beer and pizza. Well, I was dressed and hungry, and my parents went to bed early, so what's a girl to do? Well, I'm really glad you're here. Hey, you've still got a long way to go, hey? No. You can't drink Anzac. By a slog. Seriously. Now, don't let me keep you from your work. Carry on and sit here and watch. You're a cruel woman. And you talk too much. Finish standing and then maybe you can join me. No. Hi. Jammer ek plaas laat. Dis Karen nie. Kom in. Is iets fout? Nee. Ek het nie die geld gebring wat jy vir Smitty betaal het. O, dankie. Ek kon regtig gewag het tot môre. Wil jy iets drink? Ek het nie gekom om te kom kuier nie. Daar's eintlik nog iets. Is alles okay? Die drama met die parlement. Dit sal dalk beter wees as jy nie vir almal daarvan vertel nie. Wat's drama? Dis glad nie so erg nie. Ons het op 'n spulvrot parlement in die stoorkamer afgekom. Hier is my neiers. Nee, eens kans gehad nie, so galaf gegaan oor dinge by die werk. Wie se perlemoen is dit? Vorige huurder het dit daar gelos. Sy naam? Bert is iemand. Maar hy het lank al die pad gevat. Ek glo nie ons gaan hom weer sien nie. Van hoeveel perlemoen praat ons? Het was toe nie so baie soos ek gedink het nie. 2 vrot perlemoen stink net soveel soos 20. Die ding is net as dit moet uitkom. Mense kan so maklik die verkeerde gevolgtrekkings verstaan. Dit sal die winkel se reputasie skade doen. Nee, goed, is in elk geval vrot. Philip het reeds iemand gekry om dit alles te verwyder en wie sien dit ook al was kan eers geld maak uit nie. Ons pa, ons sal niks sê nie. Ek moet in die bed kom. My senuwees is gedoen. Ek sien jou môre. Ek gaan dalk 'n klein bietjie laat wees, okay? Toe maar ek en dis jy ons hier voort. Nag. 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 Moenie eers daaraan dink om 'n storie oor te doen nie. Are you okay there? Since you're such an expert, why didn't you come and do it? I thought you'd never ask.
Hoe weet jy so baie van bouwerk af? My father was a builder. Taught all his 3 daughters the basics. I was like, what, barely 5 years old? I was shipped off to boarding school before my dad could teach me anything. Hell, I didn't even know what line of job he was. You know, before I became a writer, I always thought that I'd be a builder. Then my dad ended up in a wheelchair. And that changed everything. I can't even imagine what his life must be like. Don't feel sorry for him. He's completely independent. You go. You ready to stand? So, when can I sand you down? You're just the king of corny, aren't you? Alles is in die see gedamp. Krap over die volgende maand Kersfees. Die stoorkamer? Ons het met die houspip uitgewas. Die eerste stank is weg. Waar is die vrieskaste? Wat sal dit wees? Ek is waaruit kan dis. Okay. Dis op die plaas, soos meneer gesê het. Ek hoop is onder dak, ons wil nie dat het moet staan roes nie. En dan kan ons weer volmaak, meneer. Tye is rof, geld is dun. Stof het nog nie gaan leen nie. Ek het met Bertus gepraat en hy gaan wel ruk lang by sy familie in die Vrystaat kuier. Smitty, het die palies gesien toe hy opgesluit het. Hoeveel nog? Ek is moeg om gate toe te stop en drade te knoop. Thomas se greef. Not too shabby. I couldn't have done it without you. I'm serious. Well, as far as dates are concerned, this one was, Interesting? Great. Grapes. You're a mess. Huh? Look who's talking.